Vrijdagavond het onze Little Miss Penguin 2026. Ons het 3 groepe. Dit is nou die Little Penguin se kindjies wat gaan stapkompetisie het en dit is 'n junior span en 'n senior span. Die junior span en senior span is kindertjies wat van 2016 af by my skool was. Wat ook gaan deelneem aan die Little Miss Penguin 2026. Dit gaan plaasvind by die St. Pieterssaal. Ons sal 'n klein bedragie vra van $10 vir die kinders en $20 vir die volwassenes. Ons sal ook verkope hê en die kinders sal lekker geëntertain word. Ja, en dan het ons Saterdag het ons 'n bereik wat gaan 10:00 begin. Ons begin by ons skooltjie. Waar ons sal gaan stap, ons het trompoppies en ons het namastap dansers en die kinders is actually meeste ons Nautilus se kinders wat deel was van die Little Penguin van 2016 af. So ons gaan die bereik gaan ons doen van die skool af tot by die St. Pieterssaal. Daar gaan ons 'n vande hê, ons gaan breiverkope hê. Ja, en dan gaan kinders ons lekker entertain daar. 6:00 vir 7:00 gaan ons begin met ons gala dinner. Ons het 'n klein programpie daar. Ons tickets is $200 en ons het 'n spesiale gas uitgenooi. Meneer Irwyn van der Merwe, Lesien van Suidooster. Hy sal ons gasheer daar wees. En so ons sien uit vir dit. Dit gaan 'n baie goeie aand wees. Daar gaan 'n ete wees, dranke op die tafel en daar gaan lekker gedans word. Ek het in Reeuwort het ek skool gegaan. Ek is van Reeuwort. My ma het by 'n kidshelter gewerk wat langs in ons huis gewees het. En daar het ek saam met die kindertjies so elke dag, ek het vir 5 jaar, het ek so elke dag ons was net daar by die kidshelter langs in. En so het ek saam met die kindertjies gewerk. Ek het hulle se hare gevleg. Ek het saam met hulle godsdiens gedoen en dit was 'n shelter gewees vir kinders wat se ouers 'n probleem gehad het. Dit is amper soos 'n weeshuis. En hy kinders het verskillende huishoudings uitgekom. So ons is baie lief vir hy kindertjies gewees tot vandag. Toe onthou ek nog almal van hulle wat daar was. So daar het ek begin met passie vir kinders en 2014 het ek 'n Early Childhood Development kursus gedoen by Ministry of Gender en daar het ek geleer hoe om met kindertjies te werk en om deur Early Childhood Development te gaan. En 2016 het ek besluit flat wat ek agter in my hart gehad het, wat net leeg gestaan het en ek kan mos iets doen met die flat en toe rig ek vir my 'n skooltjie daarin. En dit is 'n 2 slaapkamer flat. Die badkamer het ek gedeel vir toilets, boys en girls. En die 2 kamers het ek het 10 kinders in die begin het ek gevat en daai kinders is net kinders wat van my langs aan my neighbors en in ons straat en agter by die compound kinders. Is meeste van daai kinders wat begin het by my by die skooltjie. Ek het 4 jaar gelede het ek na 'n groter plek toe beweeg. Want ek het gesien die plek raak nou vir my te klein en ek het die skooltjie het later ontwikkel, groter geraak en kinders het meerder gekom en dit is eintlik net meeste is families. Dis ook om te sê dit is eintlik 'n familieskool want as die sustertjie 2016 begin het, die ander sustertjie weer 2017 begin. So 3 kinders op besigheid by my skool van 1 huis het na my skool toe beweeg en so het die skool groter geraak en ons is nou hier by 'n 3 plek klaskamerplek en ons staan op die oomblik op 'n getal van 30 kinders. Op die oomblik kan ons nie meer vat nie want die plek is eintlik bietjie klein. Uiteindelik het ons 3 personeellede. Ja, dis nou ek en dan het ek nog 2 assistente. Early Childhood Development Centers in Loderit. Ons struggle eintlik baie want veral met soos groot nasies en ons word baie gehelp ook van die community en companies, maar ons challenge is ons plekke, ons spasies is nie genoeg nie. Veral ons is baie hierso. Ons is eintlik die grond waar die kinders begin. As die community kan kyk daarna is as by die skole
dan kan hulle sien kinders wat nie voorskool gehad het nie en kinders wat daar is 'n verskil, kan jy altyd sien want en soos my kinders vorder, hulle vorder. My oudste leerling is in graad 9 op die oomblik, ja. So ons het net die community se samewerking nodig. En soos ouers nie dink omdat ons die klein skooltjies wil net geld maak. Dit is nie oor 'n geldmaak storie nie. Dit is ook die liefde vir hy kinders en is maar net ons word nie geassist van die government af. So ons moet geld generate om te kan aangaan wat ons doen. In 'n jaar dan voel ek altyd ek wil opgee. Maar dan as die Januarie maand begin het, dan sien ek ek moet aangaan want dit is my passie. Dit is dit wat ek wil doen. Ek wil dit doen. En ek wil hê my skool moet groei. Ek wil eendag 'n groot senter hê waar 'n klomp kindertjies sal hê.